Die volgende insetsel is verpak vir Radio Fynbos deur Nadine Karsten van Viva Afrikaans. Nadine is 'n onderwystaalkundige by Viva Afrikaans en sy toer met taal weekliks net hier op Radio Fynbos. 'n Afrikaans onderwyser kontak my verlede week met 'n vraag wat waarskynlik in baie klaskamers opduik wanneer ons grammatika onderrig. Sy werk met die sin, ons kan leer om meer te vertrou. En identifiseer kan as 'n modale hulpwerkwoord, omdat dit moontlikheid uitdruk. En tot hier is alles duidelik, maar dan verander die fokus. Wat gebeur as ons kan met moet vervang? Dit wil sê, ons moet leer om meer te vertrou. Watter soort hulpwerkwoord is moet dan? Want die betrokke nasienriglyne wat sy ontvang het, dui dit as 'n hulpwerkwoord van noodsaaklikheid aan. Nou, ek dink die probleem hier is dat die nasienriglyne modaliteit implisiet aan waarskynlikheid gelykstel, asof waarskynlikheid die enigste betekenis is wat deur modale hulpwerkwoorde uitgedruk word. So 'n siening laat nie ruimte vir die volle semantiese omvang van modaliteit nie, en dit skep verkeerdelik 'n ekstra subkategorie, die sogenaamde hulpwerkwoord van noodsaaklikheid, terwyl hulpwerkwoorde slegs in 3 kategorieë verdeel word, naamlik die hulpwerkwoord van tyd, modale hulpwerkwoorde, wat ook bekend staan as hulpwerkwoorde van modaliteit of wyse, en dan die hulpwerkwoord van die leidende vorm, oftewel omskrywingswerkwoorde, waarna ons op skoolvlak bloot as hulpwerkwoord van vorm verwys. Die werkwoorde kan, kon, mag, moet, moes, wil, wou, behoorte en hoefte, om slegs enkeles te noem, word almal as modale hulpwerkwoorde in kontemporêre Afrikaanse taalkunde, 'n gesaghebbende taalkundeboek geklassifiseer. Hierdie hulpwerkwoorde het eintlik nie meer 'n leksikale betekenis nie. Dit wil sê, hulle het nie meer semantiese inhoud nie. Hulle vervul eerder 'n grammatikale funksie, deurdat hulle die hoofwerkwoord verder toelig in terme van modaliteit. Hulle verleen as te ware hulp aan hoofwerkwoorde. Maar wat is hierdie modaliteit ten opsigte waarvan hulle die hoofwerkwoord toelig? Want 'n antwoord op hierdie vraag sal daartoe bydra dat ons verstaan waarom al die hulpwerkwoorde wat ek sopas genoem het, saam gegroepeer word. Kom ons kyk na 'n paar bronne. In die Longman Student Grammar of Spoken and Written English word die volgende definisie van modal verb gegee. Dis 'n tipe hulpwerkwoord wat gebruik word om logiese of persoonlike betekenisse uit te druk. Logiese of persoonlike betekenisse. In die boekhoofstuk Afrikaans Syntax and Empirical Overview skryf Prof Bertus van Rooi die volgende oor modale hulpwerkwoorde. Afrikaans beskik oor 'n aantal kernhulpwerkwoorde wat nie gebruik word om sinsgebeure op 'n tydlyn te plaas nie, maar eerder om die waarskynlikheid dat die genoemde gebeurtenis sal plaasvind aan te toon, die vermoë van die subjek om aan die gebeurtenis deel te neem aan te dui, of die subjek aan te spoor om aan die gebeurtenis deel te neem. So dit gaan oor waarskynlikheid van iets om plaas te vind, die vermoë van iemand om aan 'n gebeurtenis deel te neem, of om iemand aan te spoor selfs om aan 'n gebeurtenis deel te neem. In 'n veel ouer bron, Afrikaanse sintakse, skryf Fritz Ponelis, die modale in modale hulpwerkwoord slaan daarop dat die hulpwerkwoorde gebruik word in sinne waarin nie werklikhede of nie feitelikhede uitgedruk word. Nou, uit die bostaande bespreking is dit dus duidelik dat modale hulpwerkwoorde nie feitelike inligting oor 'n gebeurtenis weergee nie, maar die spreker se beoordeling daarvan uitdruk. Modale hulpwerkwoorde kommunikeer dus nie wat is nie, maar wat kan wees, moet wees, of waartoe die subjek in staat is. In al die volgende voorbeelde is die hulpwerkwoorde dus modale hulpwerkwoorde. In, die wolke
Sou reën bring, maar toe waai die wind dit weer weg. Is sou 'n modale hulpwerkwoord wat op die moontlikheid van reën wys. In ek kan myself nie inhou nie, is kan 'n modale hulpwerkwoord wat op die vermoë van die spreker wys. Ek kan myself nie inhou nie. In jy kan maar vanmiddag by jou maatjie gaan speel, is kan 'n modale hulpwerkwoord wat op toestemming dui. En in jy moet eers jou huiswerk klaar maak voor jy gaan speel, is moet 'n modale hulpwerkwoord wat verpligting kommunikeer. Dink aan moderne slimligte wat verstel kan word na 'n sterker of dowwer lig afhangend van die atmosfeer wat jy wil skep. Net so werk dit met modale hulpwerkwoorde. Ons het te make met een grammatikale kategorie, maar hierdie kategorie, soos 'n slimlig, het verskillende instellings oftewel betekenisse, waarvan waarskynlikheid maar net een is.